Goeiemôre, is Dirk wat op hierdie Dinsdag 17 Maart met u gesels. Kom ons praat vanoggend oor die oomblik wat alles verander het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het iets in die tempel gebeur wat mense soms te vinnig lees. Matteus 27 vers 50 en 51 sê, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middel deurgeskeur. En daardie vers is nie 'n klein detail nie. Dit is 'n enorme teologiese verklaring. Want daardie gordyn was nie 'n gewone gordyn nie. In die tempel het die voorhangsel die heilige van die allerheiligste geskei, ook bekend as die heilige van die heiliges. En agter daardie voorhangsel was die sigbare teenwoordigheid van God. Slegs een man kon daar ingaan, die hoëpriester, en hy kon net een keer per jaar ingaan op die groot versoensdag, soos Levitikus 16 dit beskryf. Selfs dan moes hy met bloed ingaan vir die sondes van die volk. En as hy op 'n verkeerde manier ingaan het, kon hy sterf in die teenwoordigheid van God. Hierdie voorhangsel was nie dun materiaal soos 'n huisgordyn nie. Joodse historiese geskrifte beskryf die tempelvoorhangsel as ongeveer 18 meter hoog, 9 meter breed en 'n paar sentimeter dik. Sommige beskrywings sê dit was so dik soos die breedte van 'n man se hand. Dit het baie priesters geneem om dit te hanteer. Dit was 'n enorme versperring wat een waarheid moes kommunikeer. Sonde skei die mens van die teenwoordigheid van 'n heilige God. Maar toe Jesus sterf, het die voorhangsel nie stadig oopgegaan nie. Dit het geskeur. En nie van onder na bo nie, van bo na onder. Dit beteken, dit was nie iets wat mense gedoen het nie. Dit was God self wat die toegang oopgeskeur het. Hebreërs 10 vers 19 en 20 verduidelik dit so: Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nie is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Die voorhangsel was 'n beeld van sy liggaam. Soos die voorhangsel geskeur is sy liggaam geskeur. Soos die voorhangsel die allerheiligste oopgemaak het, het sy offer toegang tot die Vader oopgemaak. Dink net wat dit beteken. Vir duisende jare kon mense God net nader deur priesters en offers en rituele. Maar toe Christus sterf, is die versperring verwyder en ons het nou toegang tot die teenwoordigheid van God. Direkte toegang. Nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat Jesus die prys met sy bloed betaal het. En hier is die tragedie vandag. Baie gelowiges het toegang tot die teenwoordigheid van God, maar leef asof die voorhangsel nog toe is. Hulle toegang tot gebed, toegang tot sy teenwoordigheid, toegang tot die woord, toegang tot die gees. Maar hulle behandel dit ligsinnig. Die voorhangsel is geskeur deur bloed, lyding en opoffering. Christus is geslaan, deurboor, bespotting, gekruisig, sodat ons die Vader kan nader, en tog gee baie mense meer aandag aan vermaak as aan die teenwoordigheid van God. Hou op om die toegang wat Jesus vir jou gekoop het as vanselfsprekend te neem. Die vraag is nie of ons toegang het nie. Die vraag is, hoekom gaan ons nie in sy teenwoordigheid binne nie? Here, dankie vir die kruis. En daarmee saam die vrye toegang na die Vader wat U vir ons bewerk het. Amen.